Goeiemôre almal, Vrydagoggend, dit is die 25ste April, die jaar 2025, se lieflike dag. Deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor Gees van God. Nou, in Handelinge 2 is daar geskryf dat op die Pinksterdag dat God sy Gees op die kerk en gelowiges uitgestort het. Dit beteken dat ons nooit alleen is nie. Sy Gees is in ons geïnspireer, dit bemoedig ons, dit vertroos ons. Hy leer ons om te gee en hy gee vir ons wysheid, hy herinner ons aan wat Jesus vir ons gesê het. Dan weet ons word ook gewaarsku dat net sowel as ons sonder ore kan probeer hoor of sonder longe asemhaal, sal dit so wees om sonder die Heilige Gees te lewe as 'n Christen. Ons kan dit net nie doen nie. Nou as ons hier in Numeri 11 gaan lees, vers 16 en 17, hoor wat sê die Here hierso. Toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdal en daar met jou spreek, en van die Gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. En Joël 2 vers 28 tot 32 sê vir ons, en daarna sal ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte, op die diensmaagde sal ek in die dae my Gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal aanroep. Halleluja. Handelinge 2 vers 14 tot 21, nou, ons weet dat Handelinge 2 gaan daaroor die uitstorting van die Heilige Gees, hier van vers 1 af, waar hulle almal eendragtig by mekaar gekom het, en daar skielik 'n geluid soos 'n geweldige rukwind deur die huis was, wat hulle gevul het, en daar is toe soos tonge soos vuur op hulle verdeel, en op elkeen gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hulle het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om te spreek. Kom ons lees hier van vers 14 af. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde, hierdie mense is tog nie dronk, soos wat julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. So hierdie was nie 3 uur in die middag nie, hierdie was 3 uur in die oggend, hulle deur nag het hulle die Here se aangesig gesoek. Maar dit is ook deur die profeet Joël gespreek, en in die laaste dae spreek God, sal ek my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, en bloed en vuur en rookdamp, en die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Halleluja. Kom ons roep vanoggend die naam van die Here aan, sodat ons ook gered kan word. Halleluja. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, ons wil U naam aanroep. Jesus, red ons. Jesus, verlos ons. Jesus, gee vir ons nuwe krag, 'n nuwe uithou vermoë, sodat ons nie sal afdwaal nie, omdat U vertoef om te kom nie, maar dat ons sal aanhou en aanhou, want ons weet dat die aanhouer wen. Here, ons is in 'n wedloop, ons weet dit, maar ons weet ook dat ons wenners is. Want op die ou eind van die dag, as ons volhard en volstaan en alles deurmaak, wat U op ons pad laat kom, of wat ook al op ons pad kom, Here, dat ons weet, dat U is met ons is nie alleen nie. U het vir ons die Heilige Gees gegee, om ons te leer, om ons te lei, om ons te waarsku, dat sekere dinge nie reg is nie. Here, dat ons sal luister. Here, ons bid vir geopende oë, geopende ore, geopende hart. Here, sodat ons kan weet dat dit U is wat met ons spreek. Dat ons nie vreemde stemme sal na luister nie,
maar dat ons na U stem sal luister. Here, my gebed is dat U elkeen sal seën. Here, is 'n naweek wat voor lê. Ek bid dat U elkeen sal styf vashou. Here, dat hulle in U wil en weë vir hulle lewe sal wandel en nie sal afdwaal op verkeerde paaie nie. Ons loof en prys en eer die groot en heilige naam. Amen.